Elisabeth het my die geseënde genoem en die engel Gabriël het my hoogs begenadigde genoem. Maar weet ek dat God my sou vertrou met so 'n daad van liefde en moed. Ek, 'n eenvoudige vrou, het pas geboorte gegee aan die Vredepop, Immanuel, God met ons. Maar dit is nog net die begin. Ek moet hierdie baba groot maak, hom voed, hom leer om te speel, om te praat, moet hom leer om met mense om te gaan en almal met goedheid te hanteer. Dit is 'n groot verantwoordelikheid om die moeder van Jesus te wees. Hoe gaan ek dit regkry? Hoe sê jy vir die verlosser van die mensdom om sy kleed van die vloer af op te tel? Hoe help ek hom om net 'n gewone kind te wees in hierdie vroeë jare? Wat as hy met my praat? Ek hoop dat ek in daardie moeilike dae sal onthou dat God my uitgenooi het om dit te doen. Dat hy my uitgenooi het om Jesus se moeder te wees. Ek kan dit doen. God ken my sterkpunte. Hy het vir my 'n wonderlike gemeenskap gegee, sodat ek dit nie self hoef te doen nie. God sal my help. God het my gekies. Ek is jonk. Ek is nie van 'n koninklike afkoms nie. Ek is nie bevoorreg nie. En tog, God het my gekies. God bemagtig my. Ek hoop dat wanneer mense hierdie verhaal met Kersfees onthou, hulle sal weet dat my moed nie van self gekom het nie. Ek lewe in 'n moeilike tyd in Israel, in 'n landstreek wat onderdruk word deur 'n wrede ryk. Dit beteken nie dat ek altyd hoopvol is nie. Soms wonder ek, was hierdie swangerskap werklik 'n seën? Die magtiges is van hulle trone afgestoot, het ek verkondig. Die wat honger is, het God met goeie gawes versadig, het ek gesing. Maar dit is nie ten volle vervul. Nie oral nie. Soms voel dit asof geregtigheid nooit volkome sal kom nie. Dan sing ek maar net weer my lied vir myself. Ja, ja, met my hele hart, o Heer, verheerlik ek U naam. Met my diepste wese jubel ek oor God, my verlosser. Al is dit vreesaanjaend om 'n nuwe ma te wees, kan ek nie wag om te sien wat my seun in hierdie wêreld gaan doen nie. Maar eers moet hy groot word. Adonai shomrecha, Adonai tzilcha, al yad yemin